Amen, prys die Here, halleluja. Prys die naam van Jesus, wonderlik, om met julle te wees vanoggend. Ons lig halleluja op vanoggend, want die Here is goed, amen. En ons kan klaar met die leuns van die duiwel, amen. Get rid of the lies of the enemy. The devil has hold people too long in lies and deception. En volgens ons die waarheid proklameer, dat die Here die weg, die waarheid, die lewe is, amen. And break the lies of the enemy, resist the lies of the devil. Want baie keer sal die duiwel vir jou jok oor dinge na, en het hou jou gevangene oor waantoe jou pad is, of wat die probleem is vorentoe, of jou uitkoms, of hoe jy jou toekoms sien. En daardie leuns moet ons verwerk vanoggend, want die Here sê, ek het vir jou verwagting, ek het vir jou hoop in die toekoms. Het is lekker om elke van julle te sien vanoggend. Hi, great to see you again, wonderful, the Lord bless you guys, amen. And it's great to see everybody here in this place this morning. Hallo Michael, hallo Michelle. Goeiemôre Grit. Dankie. So is baie lekker om saam met julle te wees. Kom ons fokus op Jesus vanoggend. Hy is die begin en volëinder van ons geloof. Nico sê vir my 'n wonderlike ding vanoggend. Shekinah heerlikheid is inwonende heerlikheid. Nou, so as jy praat van Shekinah heerlikheid, dis nie net gemanifesteerde heerlikheid van God nie, but it's inside of us. Verlede keer te praat ons oor Christus in ons, die hoop van die heerlikheid. Nou, so hy is daardie Shekinah wat in ons woon. Hy is daardie heerlikheid wat in ons gedeponeer is deur die Here. Amen. So jy is 'n draer van die heerlikheid van God. You are carrying the glory of the Heavenly Father inside of you. You are full of Shekinah glory. Amen. Jy is vol van Shekinah heerlikheid as 'n kind van die Here. Glo dit asseblief. Amen. Kom ons glo dit vanoggend en weet maar ek is so vol heerlikheid gedeponeer in my, want die koning van die konings en die Vader en die Seun en die Heilige Gees besluit om binne in my 'n tuis te kom maak, binne my te kom woon. Amen. Dis wonderlik om 'n kind van God te wees. En wat sê die woord van die Here vir ons, Kolossense 1 vers 28? Hy sê dis vir eeue lank weerhou, die geheim. Daardie tipe heerlikheid, daardie Shekinah is vir eeue lank weerhou, maar is nou bekend gemaak aan wie? Aan die kinders van die Here, aan die gelowiges, nie aan die ander mense nie, maar aan die gelowiges. Net ons kan beleef en besef hoe groot hierdie bekentenis is wat gemaak is aan ons. Amen. Dat die Shekinah heerlikheid van God binne in jou woon. En dat jy vol kan wees van hierdie heerlikheid en daarin kan stap elke dag. En oorwinning kan hê oor leuns, oor duisternis en alles. En oor die vyand kan triomfeer vanoggend as 'n kind van die Here. Amen. En hy wil vir jou sê daar is geen oplossing nie. Maar vir hom sê die Here sê by hom is alles moontlik. Amen. Deur sy wonde is ek gesond gemaak. Ek is 'n koning en ek is 'n priester. Ek is meer as 'n oorwinnaar, die Lord my die krag gee. Dit moet jy verklaar omdat dit in jou is. Amen. Jy moet dit spreek omdat dit alreeds in jou is. Halleluja. Amen. So jy moet geen verwagting hê van negatiewe dinge nie. Want die Here kan dit omdraai in een oomblik. Hy kan alles verander in een oomblik. Amen. Maak nie saak waar jy sal bevind nie. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Jy is 'n koningskind. Jy is weergebore uit onverganklike saad. Jou geboorteplek is uit die hemel uit. Dis waar jy jou substansie kry. Dis waar jy lewe. Dis waar jy vanoggend sit in hemelse plekke saam met Christus. Amen. Dis waar jy vandaan kom. So, wat moet jou onderhou? Die heerlikheid van God moet jou onderhou, want jy kom uit daardie plek uit. Amen. Want jy is weergebore, jy is oorgebore, nie uit natuurlike saad nie, maar uit geestelike saad, deur die lewende woord van God. Amen. En dis hoekom jou geboorteplek is uit die hemel uit. Dit beteken net die hemelse plekke kan jy onderhou onder die wêreld. Jy kan net oorwinning kry in hierdie wêreld deur die woord te onderhou in jou hart, want jy kom uit die woord uit. Jy is weergebore uit onverganklike saad uit die woord van God, sê die woord van die Here. Amen. You come from the word of God, so you are sustained by the word of God. Amen. Maak dit sin vanoggend. Loof die Here. So daardie Shekinah heerlikheid wat ons oor gepraat het verlede keer. Ons gaan weer oor 'n bietjie praat, maar ek wil praat met julle vanoggend. Hoe kom ons by Shekinah heerlikheid uit? Hoe kom ons by die plek uit waar Shekinah heerlikheid heers in jou lewe? Dit beteken dat jy stap en jy glo wat die woord oor jou sê. Nou, ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Halleluja. Ek is sy geregtigheid. Nie jou eie geregtigheid nie, maar sy geregtigheid. Halleluja. En as hy sy geregtigheid is, beteken dit hy sien jou anderste. Hy kyk na jou met ander oë. Hy kyk na jou met teerheid, met liefde, met vergifnis, met eintlik soveel genade. En ek wil met julle praat daaroor vanoggend. Kom ons kyk in die woord van die Here vanoggend. En ek wil sommer uit die Afrikaanse, is 'n vertaling of verdwaling hierdie, ek dink is 'n vertaling. Kom ons kyk
Baie van die Afrikaanse vertaling sê dit nie so lekker nie. Maar kom ons kyk gou in Johannes, hoofstuk 3 vers 18. Johannes 3 vers 18, halleluja. Amen, kom ons bid met die woord van die Here. Vader, ons sê vir die baie dankie. Die woord kom na ons op 'n lewende en 'n aanneemlike wyse, Vader, waardeur U spreek uit die woord deur die Gees. En mag die Gees die woord verlig in ons harte. Mag die openbaring kennis vloei in hierdie vergadering, Here, waar ons met U vergader vanoggend, Here, en mag ons openbaring kennis ontdek deur die Gees van die Here. Here, maak ons oop om te sien. Maak ons geestelike verstaanbaarheid verlig dit vanoggend die oë van ons gees, Here, om te sien wat die roeping is vir elkeen wat hier is, Here. En ons dink aan elkeen wat hier is, Here, wat dalk sê, Here, ek het 'n stryd, ek het 'n berg voor my, ek het 'n situasie, Here, ek het genesing nodig, Here, ek verklaar vanoggend, Here, dat U kom deur die woord en elke berg vernietig en elke berg skuif in die naam van Jesus Christus, Here. U woord, Here, word gespreek op so 'n wyse dat U vestings breek en dat U rotse stukkend slaan in Jesus naam, Here. Want die woord is soos 'n hamer wat rotse verbrysel. En ons dank U vir dit in Jesus naam. Amen en amen. Ons kyk na Johannes 3. En ons kyk na vers 18. Ek het dit so op my bord hier, so vir julle sit, maar ek wil dit Afrikaans net lees. En hy sê vir ons hier: Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore Seun van God nie. En dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig toe, sodat die werke openbaar kan word, wat hy in God gedoen is, sodat sy werke openbaar kan word. So met ander woorde, die Bybel sê vir ons hierso, dat as jy in Jesus Christus glo, is jy nie veroordeel vanoggend nie. Wie glo hier in die Seun van God, in Jesus Christus? Amen. Elkeen wat hier sit, wat aan hom glo, if you believe that Jesus Christ is the Son of God, you are not condemned. You are not condemned because you believe He is the Lord and Savior of your life. Jy glo mos, hy is die redder, die verlosser en saligmaker. Jy hoef nie onder 'n oordeel te wandel nie. Jy hoef nie veroordeel te voel nie. Jy hoef nie skuldig te voel nie, want jy glo mos. Hy is die Seun van God, wat al jou sonde, al jou ongeregtigheid, jou ou natuur op hom geneem het, né? En daarom kan ons niemand veroordeel nie. As ons 'n kerk is, beteken dit hier, sê die woord van die Here, in die gemeente is daar gestel om die gelowiges perfek te maak, né? In die dinge van die Here. They are called the apostles, prophets, teachers, evangelists, are there for the perfecting of the saints, nou, vir die perfeksie van die gelowiges. En die Here gaan nie kom om 'n onperfekte kerk te kom haal nie, nou. En hoe word ons perfek in die Here? How do we become perfect? We believe that we are not condemned. We believe that we are the righteousness of God in Christ Jesus. He actually sees you perfect. Hy sien jou perfek alreeds, amen, want jy's weergebore, jy's oorgebore, jy's gewas in die bloed van die lam, en daarom moet daar geen veroordeling wees vir jou vanoggend nie. Halleluja. Ons kyk na 'n ander skrif vanoggend ook, en ons kyk graag na Romeine 8 vers 1. En Romans 8 vers 1, Romeine 8 vers 1, halleluja. Sê die Here vir ons die duidelik in die woord ook. En dit is 'n wonderlike skrif, en hierdie kan julle memoriseer, ek dink elkeen van julle ken die skrif alreeds. Hy sê daar, waar? Daar. Ek gaan nou met julle praat oor daar. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Daar is dan nou geen, dis 'n plek wat daar genoem word. There is therefore. There is therefore. Kyk hoe mooi sê amplify dit. There is now. There is now. No? Not one day. Not yesterday. There is now no condemnation. Daar's geen veroordeling. Sê gou vir jouself, geen veroordeling. No condemnation. No guilty feelings. There is no condemnation now. No condemnation. No guilty verdict. No punishment for those who are in Christ Jesus. Hallelujah. There's no condemnation for those who are in Christ Jesus. There is a place
Dit is 'n plek wat genoem word in die Bybel. A place called there. Amen. Maar wys vir die plek wat daar genoem word. There is a place where there's no condemnation. Who believe in Him as personal Lord and Savior. Say, Jesus, you are my personal Lord and Savior. Here Jesus is my persoonlike verlosser en persoonlike saligmaker. Halleluja. En dit beteken, die Bybel sê, as jy dit kan bely, is jy weergebore. Amen. If you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. Amen. You are saved. You are not condemned. There is no condemnation. Now, where is the place called there? Die Here sê vir Moses in Exodus 22:25, and there I will meet with you. There I will meet, a place called there. Amen. And I will speak with you from above the mercy seat. The place called there is the mercy seat, where the Shekinah glory of God manifested. Amen. Waar die heerlikheid van God gemanifesteer het, toe die priesters gekom het, en al die rituele gedoen het, en deur die altaar gekom het, en deur die koper waskom, en by die twinbrode, en by die geïllumineerde kandelare, kerskandelare, en die altaar van wierook, en daar binne, na alles gedoen is, en deur die proses gegaan het, het die Shekinah heerlikheid van God beleef in daardie plek, nou, en daar het net die Here gespreek, daar was hy stil, as hy iets gesê het of gesweet het, daar binne as 'n priester, was hy dood neergeslaan, maar ons hoef nie te vrees oor dit nie, ons mag sweet in gebed, amen, en ons mag die Here hoor. Nou spreek hy, want daardie plek is oopgemaak. Jy gaan nie meer deur gordyne om daar uit te kom nie. Die plek is oopgemaak. Die plek is weerhou, nog steeds vir mense. Die eerste gordyn is oopgeskeur. Die tweede gordyn is nog steeds toe. Hoekom? Want as daar die gordyn oop was, sou jy in die geeswêreld heeltyd kon sien. As 'n kind van die Here. Maar partykeer lig die Here die sluier bietjie op en sê, kyk in die geeswêreld in. Dis die allerheiligste, dis die geestelike dimensie, amen, waar gawes begin opereer. En waar jy gawes ontdek in die Here. Elkeen hier het 'n baie groot gawe op jou lewe. En daardie plek, the place called there, die plek wat daar genoem word, daar is geen veroordeling vir jou nie. Dis in die teenwoordigheid van die Here. Amen. Dis die plek waar jy weet, jy's weergebore, 'n plek waar jy in geregtigheid voor die troon kom en genade vind, op die regte tyd gehelp kan word. Dis dieselfde plek. Amen. Hoe wonderlik is dit nie dat Jesus daardie plek oopgemaak het vir ek en jou om enige tyd toegang daar te hê. Amen. Dis nie te sê as die gordyn toe is, jy mag nie ingaan nie. Amen. Jy mag enige tyd ingaan daartoe. Kom ek wys gou vir julle in die woord. Die woord van die Here sê vir ons duidelik, you can approach in Hebreërs 4 vers 16. Hebrews 4 vers 16. Amen. Jy kan enige tyd na die plek ingaan. En dis die plek wat beskore is vir elke kind van die Here. Amen. So, hy sê vir ons hierso, let us then approach the throne of grace with confidence. Wat dit sê die Here vir Moses net gou weer terug. Hy sê, I will speak to you from there. Amen. From the mercy seat. From between the two cherubim that are on the ark of the testimony about everything which I will give you in a commandment to the children of Israel. I will speak to you from there. Jy sal my stem hoor van daardie plek af. Hoekom hoor kinders van God nie die stem van God nie? Want hulle glo nie, hulle is nie veroordeel, of hulle is nie veroordeel nie. Hulle glo nie, daar's geen veroordeling nie. Hulle kom nie met vrymoedige harte voor die troon nie, en daarom is hulle bang om God se stem te hoor en te ervaar. They are scared of the condemnation. Baie kere kom ons voor die Here en ons voel so skuldig, en ons voel, ons harte kla ons aan, en ons voel, ons kan nie bid nie, en ons voel, ons kan nie met die Vader kommunikeer oor dinge nie. Maar die Here sê, jy kan met vrymoedigheid kom. Amen. Come with confidence, come with assurance, because you're not condemned. As jy dit in jou persepsie kan kry vanoggend, jou geestelike verstaanbaarheid kry vanoggend, jy is nie veroordeel nie. Jy kan enige tyd na die Vader toe kom, en om enigiets vra, verlede keer gekyk daarna, nou, Jesus sê, as jy die Vader enigiets vra my naam, enigiets, amen, ons vra altyd net vir ons behoeftes. Maar wat van alles wat jy begeer? Amen. What about everything you desire?
Jesus didn't say, just ask for your needs are already taken care of. Jou behoeftes is klaar voorsien, amen. Want as jy kyk na die voëls van die hemel, hulle word bekleed beter as Salomo se klere en die lelies van die veld, en of die Here voorsien vir die voëls van die hemel hulle kos. Nou, kyk na die lelies van die veld, hulle word beter gekleed as Salomo, hoef jy te meer nie ons, wat kinders van God is nie, amen. Your needs are taken care of. Ek sê nie, jy mag nie vir jou behoeftes vra nie, jy mag, amen, maar Jesus gaan verder en hy sê, ask anything in my name, dit beteken enigiets, amen, enigiets wat jy begeer, sal vir jou gegee word, want jy vra mos die Vader, weet jy hoekom kry ons nie, want ons vra nie, en ons weet nie hoe om groot goed te vra nie, ons kry nie wat ons vra nie, Jesus, vir 'n verduidelike illustrasie, toe ons op 'n skoolperseel was eendag, toe kom maar iemand met 'n Labrador hondjie aangestap, en die ou vra vir die ou, wat langs my is, hy sê, kan ek 'n hondjie kry? Die ou sê, ja, ek kan hom kry. Hy gee hom sommer net vir hom. You don't have because you don't ask. Amen. Het jy al vir afslag gevra by die shops? Jy het mos die Indira gevra, nou. Dan kry jy mos afslag. Maar hulle merk die pryse hoog, jy kry afslag wat hy gemerk het. Pension discount. Dis 'n pension discount, ja, amen. Pension discount is 'n goeie illustrasie. Gratis koffie. En is wonderlik om te weet dat jy kan enige tyd inkom, enige tyd vra met vrymoedigheid. Amen. Want die Vader sê hy gee sonder versuim. Hy gee sonder om terug te hou as ons vra. Amen. Hy wat wysheid kort kom met wysheid vra, want die Vader gee wysheid sonder om dit terug te hou. God will clothe you with everything. He will give you everything that your heart desire. You must just learn that you come with confidence and without condemnation. As jy by jou pa moet kom, as dit Kersfeestyd is, of Christusfeestyd is, en jy moet jou pa kom vra, pa, kan ek asseblief 'n nuwe fiets kry? Of pa, kan ek net asseblief 'n chappie kry? Maak nie saak hoe groot of klein dit is nie. En hoe kom jy nou by pa toe? Kruip jy in sy weerkamer in, of in die sitkamer in waar hy sit en TV kyk met die remote in sy hand? Kruip jy daarin, of kom jy met vrymoedigheid? Papa, weet jy is lief vir my. Papa, daarom, ek vra jou asseblief, sal jy asseblief 'n briefie skryf, dat ek 'n fiets kan kry? Julle ken hom, jy weet waarvan ek praat. En dit is wat ons mis. Ons mis dit as kinders van God om vrymoedig te wees. En Here sê, kom met vrymoedigheid in, kom ek wys julle gou. Let us then approach the throne of grace, the mercy seat, where people struggle to enter in Moses' time, waar die mense gesukkel het om in te gaan, want dan is eers 'n priester 'n weg voorberei. Wie was die priester wat klaar die weg voorberei het vir ons? Jesus Christus. Hy het klaar alles oopgemaak. So die genade troon is daar vir jou om in te kom. Amen. En te weet, maar Papa, Vader het jou lief. Weet jy, hierdie week was nog 'n onstuimige week gewees. En dinge maak jou hart onstuimig partykeer, nou. Maar weet jy wat gee jou die berusting, wat gee jou die vrede om in die slaap te raak? Papa Vader se hart, Papa Vader se liefde. Die Here het my net weer sy liefde laat ervaar en sê, ek is met jou, ek is lief vir jou. Ek sal jou nooit begewe en verlaat nie. En sy liefde vir jou is oneindig. Dis hoekom daar 'n genade troon is, nie 'n judgment troon nie, nie 'n oordeel troon nie. Hy noem dit 'n genade troon. Van die begin af, van die Ou Testament af, vir die Here beplan, ek wil 'n genade troon vir hulle gee. Nie 'n veroordelende troon nie. Nie 'n troon wat sê jy is skuldig nie. Nie 'n troon wat sê jy is sleg nie. Nie 'n troon wat sê jy het dit nie gemaak nie. 'n troon wat sê jy is waardig. Jy kan inkom enige tyd. Jy is volgens my woord voorberei. Jy is volgens my woord bekleed. Jy is my geregtigheid, my kind. Come in to the throne of grace with confidence. Confidence. Amen. Not begging and pleading and coming and crawling in. Nie om in te kruip nie. Nie om te kom op die knie kom en smeek nie. You come with confidence. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy, you love me. And I'm asking you right now, Father, in the name of Jesus. Thank you for giving it to me. Hallelujah. Amen. It's done. Thank you, God. Hallelujah. Amen. That's how confident you must be in His presence. Amen. Because if your heart condemns you, God is greater than your heart. And He knows all things. As jou hart jy veroordeel, God is groter as jou hart uit veroordeling, wat jy ervaar. En hy weet alles. Amen.
Hy weet wat jy nodig het. Halleluja. So kom met vrymoedigheid. Kom ons begin met, weet jy kom kry ons nie, want die vrymoedigheid ontbreek. En as vrymoedigheid ontbreek, het jy nie geloof nie. If you don't have confidence and assurance, come in with confidence, yes, Dad is going to give it to me, then you can stop praying. Then you won't receive. Amen? The Bible says those who doubt will not receive. So how do you ask? You ask with confidence. Yes, Lord, thank you. The blood has been spilled for me. The way has been opened for me. I have confidence, God. There's an amazing grace. There's a throne of grace. There's a throne of mercy for me, God. I only receive mercy in that place. Amen. Not judgment, not condemnation, but the throne of grace speaks and say, you are forgiven, you are loved, you are blessed. You are high lifted up. You are a king and a priest. You're more than a conqueror. That's what the grace means. Amen. The grace of God satisfies our souls. Die genade van God. Amen. But receive mercy and find grace. What must you receive? Mercy, because there's a mercy seat. You must receive mercy every time you come in there. You must say, God, be merciful towards me. Wat het die blinde Bartimaeus geskreeu vir Here? Wees my genadig, Here. Have mercy on me. Son of David, have mercy on me. How many times have you asked God before you even pray, Lord, I come to you, but please be merciful towards me. Have mercy on me, my Father. Then you come with confidence. Amen? Because He heard you when you asked for mercy. Because it's only a place of mercy. Amen? And a place of grace. And to find grace, you were looking for grace all this time. You can find grace there. Amen? Jy kan genade daar vind. Dis bekombaar. Genade is bekombaar vir enige iemand hier. Amen. Die goed sal omdraai vir jou, want daar's genade. Amen. Goedheid en guns sal jou volg, want daar's genade. Halleluja. Prys die Here. To help us in our time of need. Do you have a need this morning? Almal het sekere behoeftes hier, so amen. Het jy 'n behoefte om met vrede te hê? Het jy behoefte dalk om 'n deurbraak te sien? Het jy behoefte dalk in finansiële gebiede? Het jy 'n behoefte vandag? You can find mercy and grace for your needs. Halleluja, amen. Jy kan genade en vergifnis en alles kry om die saam. Maar die Here vir jou gee, want jy is sy oogappel. Die Here sê in sy woord, as hy na jou kyk, dan draai hy rond te van opgewondenheid oor jou. Halleluja. Dis 'n wonderlik, amen. Hy draai nie rond, hy is opgewonde oor jou. Amen. Hy is bly het jou gemaak. Is jy nie bly is jy nie? Amen. Is jy nie bly jy bestaan nie? En al awesome nie? So dis wonderlik om te weet, hy het jou gemaak, geformeer in sy eie beeld. Hy is bly oor jou. Hy is bly dat jy bestaan. Loof die Here. Jakobus 2 vers 13 sê, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. Always. Genade triomfeer altyd oor oordeel. Dis God se beginsel. Mercy always triumphs over judgment. As jy kom by 'n troon van genade, dan's al die oordeele daarmee heen. Jy's nie veroordeel nie in daardie plek nie. Amen. You don't have to feel condemned and guilty all the time. Oor dinge wat jy gedoen het al 20 jaar terug. Amen. Oor dinge wat jy nou nog mee sukkel en wat die vaantjie met potjie altyd en sê, maar jy is skuldig. Jy het dit gedoen. En dan kom potjie jou en probeer wat verklein neervoel en probeer jou uit die teenwoordigheid van God uithou met veroordeling. Maar as jy het afskik en sê, I'm not condemned. I am the righteousness of God in Christ Jesus. He paid the price. Jesus became my righteousness. Dis die volgende skrif, nou. Ek het dit net hierso genoem ook. The verse is often cited in discussion of the righteousness of God, stating God made him. So ons praat met die Here daaroor, nou. God made him who knew no sin. Wie? Vir Jesus, nou. God made him who knew no sin to become sin for us, so that we might become what? The righteousness of God. You're not anybody's righteousness. You're not your own righteousness, the way you think. You are God's righteousness. Jy is God se geregtigheid. Amen. En dit beteken as jy geregverdig is en gewas is in die bloed
en geen veroordeling ervaar nie, kom jy met vermoedigheid en jy vra enigiets sy naam en hy gee net wat jy vra. Halleluja. Want jy voel nie skuldig, jy kom met vrymoedigheid. 'n Skuldige hart is nie 'n vrymoedige hart nie. 'n Veroordeelde hart is nie 'n vrymoedige hart nie. So, wat moet ons doen? Baie kere kla ons hart ons aan, want ons wandel nie heeltemal in die lig nie. Ons harte kla ons aan, want ons het ophou vergewe. Ons ophou vrygespreek. Ons het nie daardie mense nog vrygespreek nie. Ons het nie laat gaan nie. En ons harte kla ons aan. En dis wat die woord van die Here vir ons leer. As ons nie vergewe nie, bly ons in ons probleem, in ons onvergifnis, in ons verlede. As ons vergewe, het ons 'n toekoms en 'n verwagting en 'n hoop om 'n genade troon te hê. Amen. Because mercy will be shown to those who are merciful, and mercy triumphs over judgment. Amen. So you must forgive. Jy moet jou hart skoon kry. Elke keer as jy die Here, voordat jy nog met die Bybel begin, voordat jy bid in die dag, moet jy eers vergewe. Amen. You must forgive. You must settle the thing in your heart. Amen. En dis wat die volgende skrif vir ons sê. Let's look at that. Ek gaan dit sommer in Afrikaans weer lees hierso. 1 Johannes 1 vers 8. Ons ken dit baie goed. Sien by Hy sê vir ons hier, ek gaan so in Engels vir julle ook hier opsit. Vers 6. En dit is die verkondiging wat ons van gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Sien ons die waarheid doen, nie net lewe nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Amen. As ons sondes bely, kyk na vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Amen. Van alle ongeregtigheid, as ons sê, Here, ek is jammer oor my sondes, vergewe my sondes, dan is hy getrou en regverdig om jou van alle ongeregtigheid, net hier, waar hy dit sê, te vergewe. Alle ongeregtigheid. Elke liewe ongeregtigheid. Dit beteken, hy herstel jou posisie in geregtigheid. Amen. Maar jy verloor nooit jou natuur van geregtigheid as jy sonde doen nie. Jy het geweet, as jy sonde doen, verloor jy nooit jou natuur van geregtigheid nie. Jy bly die geregtigheid van God, want dis hy wat die prys betaal het. Maar as jy skuldig voel, sê Here, ek is jammer, vergewe my, die bloed was genoeg. Dankie Here, die bloed was genoeg. Dis hoe jy sondes bely. Dankie Here, jy het reeds gesterf vir hierdie sonde. Jy het reeds gesterf vir hierdie probleem. Amen. Dan reinig sy bloed jou van alle ongeregtigheid. Halleluja. En ons gaan die bloed herdenk vandag. Ons gaan die bloed herken vandag met nagmaal. Ons gaan tyd maak om ons te herinner, ons verbond met die Here is 'n bloedverbond. Ons is in daardie verbond. Amen. In sy verbond. So kom ons sien net duidelik die prentjie vanoggend hier. As ons dit kan begryp vanoggend, dat my sins are forgiven. My nature of sin has been changed to a nature of righteousness. You will still commit sins, but your sin is taken care of. Amen. Jou natuur van sonde is nou 'n natuur van geregtigheid, prys die Here. Jy is nie meer 'n sondaar nie, jy's 'n ex-sondaar. Halleluja, amen. As iemand vir jou vra, wie sê ek sê, I'm an ex-sinner, brother. I'm an ex-sinner. Ek was 'n sondaar, maar my natuur het verander na geregtigheid. Nou is ek 'n regverdige. Wat skryf Paulus altyd in Efesiërs? Hy begin dit en sê, ek skryf aan die regverdiges in Efesië, nie die sondaars nie. Amen. Hy noem ons regverdiges, dis God se hart. Hy sê, jy's 'n regverdige. Sê vir jouself, ek's regverdige.
I am righteous. Amen. I'm no longer condemned. I am justified. I am forgiven. Amen. Dit moet jy verklaring wees elke dag. Dan gaan oordeel en veroordeling jou lewe verlaat. En dan kom jy enige tyd na 'n troon van genade toe, waar daar 'n genadetroon is. En weet jy waar kan jy enige tyd uitkom, elke dag, elke minuut by die genadetroon. Jy kan daar permanent wandel. Halleluja. Want dis die krag wat jy in jou dra. Dit is die vergifnis, dis die geregtigheid natuur wat jy in jou dra. Halleluja. So jy het vrymoedigheid elke keer. Jy is nie aangekla nie, jy hoef nie minderwaardig te voel vir God nie, amen. Hy ag jou waardig genoeg. Hy ag jou waardig genoeg. Hy het waarde op jou geplaas. Wat sê Psalm 8? Hy het my met eer en met heerlikheid gekroon, oor die werke van sy hande aangestel. Halleluja. Jy is bekroon deur God, jy is versier deur God, you are clothed, you are crowned with glory and with honor, amen. Die woord eintlik in die Hebreëus staan daar, jy is bekleed met 'n kroon van waardigheid. Jy is bekleed met 'n kroon van waardigheid, you are valued, amen. You are valued by God. You're a precious possession of God, amen. You are a jewel for God, you are the gold of God. Amen. Ons het 3 motiveringspraatjie dalk nodig gehad vandag. Amen. Want baie keer voel ons so, ja, ek weet nie of ek kom of gaan nie. Ek voel so minderwaardig. Ek voel so, kyk wat hierdie ander ouens, ek het dit nie. Jy weet? Baie keer vergelyk ons osself as baie met ander. Look what they have. I'm serving God a long time and I don't have that. You can never say that because everything pertaining to life and godliness is invested in you. Amen. Alles wat tot lewe en Gods vergelyk is in jou. Halleluja. En daarom is daar genade troon om dit te gaan bereik. En jy kan dit net bereik deur genade. Jy kan dit net bereik deur die troon van genade te kom besoek. En jy besoek dit eintlik elke dag. Maar leer om met vrymoedigheid te kom. Leer om met vrymoedigheid te stap in jou lewe. Amen. Ons gaan die nagmaaltafel voorberei en ons gaan nagmaal hou op hierdie stadium. Van die bloed van die lam reinig ons van alle ongeregtigheid. Amen. En Jesus sê vir hulle, dit is my verbond vir julle in my bloed. So, dis nie genoeg om net die bloed te pleit nie. Jy moet die bloed gaan aanneem, jy bloed neem. Amen. Jy moet tyd maak by die huis om die bloed te neem. By die bloed, ja, dis wonderlik, amen. Maar kry ook tyd om die bloed te neem, om 'n kontak met die bloed te hê. En hoe het ons kontak met die bloed? Deur nagmaal. Amen. Ons het kontak met die liggaam deur nagmaal. En Jesus sê, dit is my verbond vir julle in my bloed. So jy bly in die bloed, want jy is 'n geregtigheid. Jy bly in die verbond, want jy is 'n geregtigheid. Solank jy in die bloed bly, solank jy onder die bloed bly en in die bloed is. Hy sê dit is om my bloed oor julle is. Hy sê julle is in my bloed. Prys die Here. Amen. You are in my blood. So met ander woorde, jy lewe in 'n verbond. Jy is gedoop in die bloed. Jy lewe eintlik in die bloed permanent. Want daardie bloed reinig ons gedurig van al ongeregtigheid. Want as die Vader die bloed sien, gaan die oordeel weg. Onthou julle? Toe die bloed sien, het hy die oordeel weggevat. Toe Jesus se bloed sien, wat hy vir ons gestort het, het hy die oordeel weggevat oor die mensdom. Dan moet bloed betrokke wees. Amen. Die deurposte, onthou julle, the Passover, the angel of death passed over. He didn't attack that house, because that house was clothed with the blood. Amen. So, kom ons wortel onsself weer in die bloed. Kom ons wees weer betrokke in die bloed. Amen. Want daai selfde bloed spreek beter dinge vir jou. Daardie selfde bloed spreek, jy's 'n kind van God, jy's 'n geregtigheid. Dit spreek dit heeltyd vir jou in hemelse plekke. It speaks permanently. Amen. That you are the righteousness of God. You are the apple of God's eye. He loves you with an everlasting love. Dis jy verbond en my verbond met die Here. Amen. Maak dit sin vanoggend. Halleluja. So ons gaan onsself weer grondves in die bloed vanoggend. En ek begraag ons met saam die elemente deel.
En kom ons wag op mekaar, die Bybel sê, wanneer die nagmaal gebruik, ondersoek jou hart, amen. So as onvergifnis is, kry jy deelgenaam mee, voel ons die bloed neem, want as jy op 'n onwaardige wyse dit neem, dan word jy siek. Die Bybel sê, baie van julle is siek en krank, omdat julle dit op 'n onwaardige wyse geneem het. You took it in a inconvenient way, or a inappropriate way. Not cleansing your heart, not confessing your sin before the Lord. Amen. So, ons gebruik die bloed, omdat ons harte skoon is, ons gebruik die bloed, omdat ons vergifnis gespreek het, en daarin wandel, en omdat ons die geregtigheid van God is in Christus Jesus. En dan vestig ons standpunt, ons identiteit vanoggend in die bloed, omdat ons kinders van God genoem word, en 'n genade troon het, om enige tyd by die Vader uit te kom. Halleluja, amen. So, jy hoef nie vandag skuldig hier uit te stap nie. Ons stap hier onder die bloed uit. Ons stap hier, ons kinders bedek met die bloed. Hierdie is 'n verbond. So dit geld vir jou en jou kinders. Dit geld vir jou en jou generasie. En as jy dit saamneem vanoggend in hierdie plek in eenheid, dan is dit 'n gemeenskap met mekaar in die bloed. Amen. Een liggaam, een gees in die bloed. Prys die Here. Dis wat die Here vir ons verklaar. So kom ons doen dit graag saam. Ek wil julle uitnooi saam met my om graag dan die verbond in te stap vanoggend weer eens. En onsself te herinner wie vir ons die prys betaal het en hoe die prys was vir ons. 'n Groot prys, 'n prys wat ons nooit kon betaal het nie, maar daardie prys vir elkeen hier betaal om 'n ewige verbond met die Here te hê. Amen. Loof die Here. So ons is baie bevoorreg om vanoggend dit saam te kan hê. En mag die Here regtig kom met elkeen aanraak ook en 'n bewustheid bring van die kosbare bloed van die lam. Want as hy die bloed eer die Heilige Gees. Want die Heilige Gees daag net op waar die bloed is. Hy daag op by geregtigheid. Hy daag op waar geregverdige mense bymekaar kom en 'n gemeenskap is in die bloed van Jesus. Amen. Ons gemeenskap met die bloed. Amen. En in die bloed. So prys die Here. Het jy dit by jou, my liefie? Kom ons vra vir so 2 manne se hulp vanoggend. Baie dankie die Here seën. Amen. Baie dankie julle. Ek kom 2 jong manne wat ook bereid is. Baie dankie. Ons waardeer dit julle. Die skilker het bly leef hoor. Die bakker sal ook lewe. Sê jy sal bid in die gees en bid met verstaanbaarheid. Okay, so kom ons leer om in die gees eers te bid en dan sê bid met verstaanbaarheid. Dit sê met 'n tale bid nie, maar om in die gees vasgevang te wees, om in die gees betrokke te wees, dis 'n bloed om my. Baie dankie. Here is goed in hierdie plek. Halleluja. Hy is wonderbaarlik. Hy is groot, hy is die koning van alle konings, amen. Sjoe, so lekker in die teenwoordigheid van die Here. Is lekker om te eer, is lekker om sy liefde te ervaar vir jou, sy genade troon vir jou, amen. The grace of God sets us free, amen. The love of Jesus is never ending. It sets the captives free, amen. It brings recovery to the blind, it heals the sick. It delivers those in bondage and in darkness. Amen. So mag die bloed van Jesus jou beskutting wees en jou verbond wees vir oggend weer op die. Amen. Loof die Here. Met elkeen van die elemente gekry dat you get from the elements, everybody. Prys die Here. Amen. Let's come before the Lord in His love. And let's share the blood by the body first. Amen. Let's come before the Lord and break the body of the Lord together. Jesus sê, die aand toe hy voor hy gevange geneem was, sit hy met die disciples, en hy sê vir hulle, neem en eet, dit is my liggaam. Nie 'n simbool van my liggaam nie,
Dit is my liggaam. Hierdie broodjie word die liggaam van Christus in jou hande vandag. Besef jy dit? Dit is die liggaam van Christus in jou hand. So ons eet die liggaam. Jesus sê, as my liggaam eet en my bloed drink, het dit deel aan my. Ons eet die liggaam. So kom ons doen dit saam in die plek. Vader, ons sê vir U baie dankie dat die liggaam van die Seun Jesus Christus vir ons gebreek is, Here. En ek dank U dat die gebroke wêreld en die gebroke liggaam nodig van Jesus om heel te word. En Here, maak ons vanoggend heel deur die liggaam wat vir ons gebreek is. Want deur die wonde is ons genees. Genees elkeen in hierdie plek, Here. Genees hulle van kwale en van siektes en van ongeruimthede en stresse, Here, en angstighede en vrese vanoggend. Ons breek die leuns van die vyand vanoggend. Ons vernietig die leuns van die vyand vanoggend, want die liggaam van Christus is genoeg. Dankie, Here. Dankie vir die liggaam wat vir ons gebreek is. Kom ons neem die liggaam saam in Jesus naam. Halleluja. Dankie, Here. Halleluja. Dankie, Jesus. Take us higher, God, in the atmospheres of your Spirit, going up to new atmospheres. Hallelujah. Going up to high places. You belong in high places. You belong in the victory. You belong at the mercy seat. In Jesus' name. Because the blood is enough, die bloed was genoeg. Dankie, Here, vir die kosbare bloed wat ons reinig vanoggend, Here, van alle ongeregtigheid, Here. Ons is vry verklaar. Ons is geseëndes. Ons is, Here, appels van die oog. Ons is konings en priesters, heersers op die aarde aangestel, Here, om met die bloed te heers. En dankie, ons neem die bloed as 'n verbond vanoggend. Here, ons verseël ons belofte met U, Here. Ons verbond met U met die bloed van die lam vanoggend, Here. Ons kies om in die bloed te wandel. Ons kies om toegemaak te wees in die bloed. En dankie dat die bloed vir ons getuig, dat ons geregverdig is. Dat ons nie skuldig hoef te wees, die Here. Ons dankie vir dit in die naam van Jesus Christus. Kom ons neem die bloed ter nagedagtenis wat hy vir ons gedoen het. Let's take the blood in Jesus' name. Thank you for the blood, Lord. Hallelujah. Thank you for the Shekinah glory, God. Thank you for your healing. Thank you for your deliverance. Thank you for your touch. Thank you for your mercy. Thank you for your grace on everyone, Lord. Here, ek bid vir elkeen wat in die plek is vanoggend, dat die genade van ons Here Jesus Christus en die nabyheid van die Heilige Gees met elkeen sal wees in Jesus naam. Ons is vry. Ons is vry, Here. Ons stap hier uit met vryheid vandag, Here, met 'n nuwe natuur, met 'n nuwe gedagte, met 'n nuwe persepsie, Here, oor alles. En ons weet ons God lewe en hy is naby ons in Jesus naam. Dankie, Here. Kom genees ons. Kom herstel ons, Here. Kom restaureer ons, Here. Waar ons foute gemaak het, sê ons jammer. Maar weet, Here, U verklaar ons regverdig. U verklaar ons dat U natuur in ons heers, Here. En ek dank U vir dit in die naam van Jesus Christus. Here, seën elkeen wat gekom het, Here, om hierdie woord te hoor en te ontvang. In Jesus naam, amen en amen, liefde, Here. Maar die Here is met julle. Wonderlik, het is lekker om saam met julle te kon tyd deel en een kon word in die gees vanoggend weer opnuut. Ons is een met mekaar, omdat ons die bloed herken saam as 'n familie in Christus, en dit is lekker om 'n familie te hê in elkeen. Amen. Ja, dis wonderlik. Dis so lekker om een te Hanno vertel my 'n oulike ding vanoggend. Die oom, daar's 'n brand en die oom bel die brandweer. Hy sê, as jy moet gou die brandweer vra, nou, hoe kom ons uit? Hy sê, jy nie meer van die rooi lorries nie. Gebruik jy nie meer die rooi lorries nie. Ek het al aanwysings eintlik gehad net. Maar dis 'n goeie hoofd neer. So, hoe kom ons by Jesus uit? Deur die bloed van die lam. 'n Rooi lorry, amen. 'n Rooi voertuig is 'n rooi middel. So prys die Here, mag die Here elkeen vir julle seën. Mag die Here vir julle weg gee wat daar lyk of jy nie weg is vanoggend nie. En ek verklaar oor elkeen dat julle hierdie week uitstap in geregtigheid. Dat jy God se natuur is, God se woord is.
wat op hierdie aarde gespreek is om 'n doel te bereik. Amen. En ons elkeen wat hier is, moet daardie doel bereik. Moenie jou roeping verlaat nie. Vra vir die Here, maak my roeping vas, want ek is bruikbaar, ek is kosbaar, ek is waardig om vir die Here te werk en gebruik te word. Amen. Weet jy hoe het wonderwerke gebeur deur Jesus? Hy het waardigheid ontvang by die Vader. Want die Vader het gesê toe hy gedoop was, dis my geliefde seun, en wie ek 'n welbehae het. Ek het 'n welbehae aan jou. Dit gee hom die vrymoedigheid om te gaan en te sê, die Vader is tevrede met my. Siekes word gesond, duiwels kom uit, blinde oë sien, dowe ore hoor. Amen, want hy is waardig verklaar. Jy is waardig in Jesus naam. Gaan uit en gedemonstreer die waardigheid wat jy het in God. Amen. Kom ons sluit hierdie diens af. Vader, sê vir die baie dankie dat ons waardigheid kan hê in Jesus naam. Ek ervaar in hierdie plek hier, daar is mense wat worstel. There's people that struggle this morning with things. And I pray, God, that every assignment, every attack of darkness in their minds and trying to hold their hearts captive, I release you in the name of Jesus from that attack. I release you from that assignment of darkness. I release you from that accusations in Jesus Christ's name. Be healed and be set free. Be healed and be set free. You're no longer condemned. You are righteous. You are blessed. You live in heavenly places with your Father. You're at the mercy seat. And Lord, I declare mercy over your people. I declare forgiveness over your people. I declare a release in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ over your people. Lord, thank you. Lord, thank you for releasing them. Lord, thank you for setting them free from the cages of darkness, where the enemy tried to hold them captive. In Jesus' name, I break it. I break the captivity of darkness. And I declare, let your people go. Let your people go. Father, thank you that the enemy's grip be loosed in Jesus' name. Thank you, Lord, dat die vyand se greep gelos word oor hulle, Here. Ons breek dit nou in Jesus' naam. Verklaar genesing oor Chris, Here. Volkome genesing. Volkome, Here, deurbraak oor sy lewe. Ek verklaar vanoggend, Here, genesing oor elkeen. I declare healing and deliverance and freedom and the substance of heaven over them. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Father, as we leave this place, may this glory, may this presence accompany them. Mag die heerlikheid van die Vader en die Gees van God, die Shekinah heerlikheid wat in ons is, saam met ons wandel en elke berg skuif en elke heuwel in die see laat val. We thank you for it, God. In the name of Jesus Christ. Amen. En amen. Hallelujah. Mag julle geseënd wees, elkeen van julle. Ek ervaar regtige vrede. Ek ervaar 'n kettinge gebreek het in die plek. Ek ervaar dat jy uit daai greep uitgekom het vanoggend. Amen. Want die bloed van die lam doen dit vir ons. Amen. Dis genoeg. So kom ons bid, wees bidend hierdie week vir mekaar. Bid asseblief ek en Helene. Ons bid